Ons het nou so lekker gesing. You are worthy of it all. En ek dink partykeer mis ons oomblikke in die teenwoordigheid van die Here wat ons gedagtes laat afgaan van dit wat God eintlik regtig beplan. En ek is baie opgewonde vir dit wat besig is om in ons gemeente te gebeur. Ek wil sê ek beleef dat die Here is besig om iets bonatuurlik te doen in ons gemeente. En weet jy, dit gebeur nie met 'n bang nie. Die Here het 'n manier om stelselmatig homself te openbaar en ek begin dit beleef. Ons as span begin dit beleef en ons sien hoe die Here besig is om groot goed in ons gemeente te doen. Ek lees 'n boek van Rick Warren. Ek dink hier's 'n paar mense wat moontlik al daai boek gelees het, Purpose Driven Life. En hy begin die boek so onder andere en hy sê in Miami is daar 'n vak op skool wat jou leer om te kan surf. It's amazing. Hulle leer jou om te surf. Dis 'n vak op skool van nou in ons terme van graad 8 af tot in matriek leer hulle jou. Hulle wys vir jou wat se klere jy moet aantrek, hoe jou liggaamsbou moet wees. 'n Klomp goed leer hulle. Hulle leer jou hoe om 'n golf te lees. Maar daar's een ding wat hulle jou nie kan leer nie, is om 'n golf te maak. En hoor gou baie mooi, wanneer God 'n golf maak, moet ons reg wees om die golf te kan lees. En wanneer ons daai golf lees, dan vat die Here ons na 'n plek toe wat ons as mense gedagtes en ons denkwyse nie kan uitkom nie. En dan moet ons wakker wees. En ek wil dit so vir ons worship span ook sê, ons moet wakker wees wanneer die Gees van die Here begin werk, moet ons weet, hier's 'n golf wat nou loop. Hier's 'n golf wat nou, ons kan nie hy golf maak, is net die Heilige Gees wat hy golf kan maak. As ons nie daai golf gaan lees nie, gaan ons dit mis. En kerk, ons kan nie dit mis nie. Ons kan nie dit mis nie. Ons is besig met 'n reeks en ek is baie opgewonde oor hierdie reeks. En ons praat so 'n bietjie oor die bloedverbond en ons weet dat dit het alles te doen met die kruisiging. Ek wil graag hê mense wat nie laas Sondag hier was nie, nou op hierdie oomblik word laas Sondagoggend se boodskap uitgesaai. Gaan kyk dit op YouTube. Dit gaan nie oor Gerry nie. Ek weet dat dis 'n golf wat die Here wil maak in ons gemeente om te praat oor die bloedverbond, die verbond wat God met ons gesluit het. Ons gaan bietjie praat, net so bietjie 'n paar goed intrek waaroor ons laas Sondag gepraat het. Maar vanoggend wil ek hê met jou safety belt lekker styf vastrek. As jy kan, vat die stoel ook lekker vas, want ons gaan 'n paar goed hoor. Hier gaan 'n paar heilige koeie geslag word vanmôre. Is almal okay? Alright. As jy wil bloei net nou na die diens, nie tydens die diens nie asseblief. Wat is haar naam? Cynthia is nie hier om skoon te maak. So ons gaan so 'n paar heilige koeie slag vanmôre. Almal reg vir dit? Almal reg. Right. Die Here het my uit my comfort zone uitgeruk. Ek het jare terug het ek soortgelyke reeks gepreek by ons gemeente in Durban en dit het ons gemeente gelig na 'n volgende vlak en ek glo dis wat die Here wil doen hier by Vriend van God Vredekloof Kampus. Almal reg vir dit. Ons het laasweek het ons gepraat, ons aanvangsteks vir hierdie reeks, Efesiërs 2 vers 12, en hy sê dat julle in die tyd sonder God, sonder Christus was, vervreemd van die burgerskap van Israel, en ons het gesien dat die burgerskap van Israel is net vir die uitverkore volk van God. Dit was vir die nageslag van Abraham gewees. So, hy sê, en omdat ons nie deel is van die burgerskap van die volk van God nie, is ons vreemdelinge ten aansien van die verbonde van die belofte, sonder hoop en sonder God in hierdie wêreld. Dis vir my verskriklik om te dink dat as ons nie God Christus het nie, is ons sonder hoop en sonder God in hierdie wêreld. Dit moet verskriklik wees. Dit moet verskriklik wees. Maar hy sê, as ons uitgesluit is van hierdie verbond, is ons sonder hoop. Maar dan gaan hy aan, hy sê, maar nou, in Jesus Christus, hy het gekom en hy het vir ons die losprys betaal. Ons gaan bietjie meer daaroor sê vanmôre. Hy het vir ons die losprys betaal. Hy sê, maar nou in Christus het julle wat vroeër ver was, vervreemd van die verbonde van God, wat nie deel was van die uitverkore volk van God nie. Hy sê naby gekom, hoe? Net
een manier, geen ander manier nie, net een, in Jesus Christus, deur sy bloed. Dis die enigste manier. Dis die enigste manier. OK, soos almal reg. Goed, waaroor praat ons vanmôre? Ons gaan so 'n bietjie praat oor 'n verbond wat God met Moses gesluit het. Nou ons weet, God het 'n verbond met Abraham gesluit, maar God kom ook en hy sluit 'n verbond met Moses. En ons gaan so 'n bietjie, net so 'n bietjie vinnig oor dit praat. En ek dink dat hierdie verbond is 'n verbond wat so 'n bietjie meer oorbeklemtoon word in die kerk. En toe ek hierdie goed voorberei en die Here vir my 'n paar goed in my gees wakker maak, toe sê ek, Here, help die kerk. Help die kerk. Want hierdie ding is 'n ding wat die kerk mee leef en wat die kerk lyk my nie wil afsterf nie. En dit gaan oor die 10 gebooie. Is almal okay? Right. Almal reg? Almal reg is? Gaan ons aan. Goed. Eksodus 24 vers 7 op die bord. Hy sê, en hy het die boek van die verbond, waar al die wette ingeskryf was, en al die 10 gebooie ingeskryf was, geneem, en voor die volk se ore gelees, en hulle het gesê, die mense het gesê, alles wat die Here gespreek het, sal ons doen, en daarna luister. En die diep binne in jou hart sê hy, hoe dan nou anderster? Né? Soos wat ons nou dink. Hoe dan nou anderster? Want jy sien, die mense het gedink dat alles wat God sê, wat die verbond sê of wat die 10 gebooie sê, die mens het gedink hy is in staat om dit te doen. Ek bid die Here vanoggend ons gees wakker maak. Die mens het gedink hy is in staat om dit te doen, maar wat die mens nie verstaan het nie, is by die sondeval het die mens 'n vervalle en 'n sondige natuur gekry. Want daar was vereistes gewees aan die mens en God kom en hy stel vereistes aan die mens en dit begin by die wet en dit sê as jy hierdie eistes aan hierdie vereistes voldoen, is jy geseënd. Dis vir my verskriklik om te kyk hoe mense 'n bargain jaag. Come on. Kyk 'n bietjie Black Friday. Mense staan 4 uur in die oggend op en sit in 'n ry om 'n TV te koop. Shame. Jy betaal vir daai televisie wat hy gekos het, trust my. Dis nie 'n bargain nie. Maar hier kom die volk en hulle hoor, daar's 'n paar vereistes wat hulle moet nakom om die geseëndheid van die Here te kan beleef. En hulle het gesê, ja Here, alles wat U sê ons moet doen, dit sal ons doen. Shame. Al die mense sê, God kom en hy maak 'n wet, hy kom en hy sluit 'n verbond en hy sê, dis wat moet gebeur, as julle dit kan doen, is julle geseënd. Bly by my. Nou gaan hy aan in Deuteronomium 27 vers 26, hy sê, vervloek is hy, ek wil jy moet baie mooi hoor vanmôre, vervloek is hy wat die woorde van hierdie wet hou, vervloek is hy wat die woorde van hierdie wet nie hou en dit doen nie. En die hele volk sê, met ander woorde, ons stem saam. As ons nie die wet kan onderhou nie, is ons vervloek. Dis okay. En die volk sê, hulle is okay. Ek gaan lees in Deuteronomium 28. Onthou die seën van die Here. Ons het laas Sondag gepraat oor die seën van die Here. Die seën van die Here wat aan geen mens toegesê is nie, behalwe aan die nageslag van Abraham, soos die sterre in die hemel. Ons het 'n ding in ons huis. Ons praat oor die sterre in die hemel. Dis waaroor dit gaan. Dis die seën van die Here. Nou kom hy gaan lees in Deuteronomium 28 vers 1 van vers 1 tot 14, dan sê hy, dis die seëninge wat jou inhaal, as in Deuteronomium 1 tot 14, dis deel van jou lewe, maar as jy van vers 15 af gaan lees, dit is as jy die wet kan onderhou, maar as jy die wet nie kan onderhou nie, van vers 15 af is al die vloeke op jou lewe. Is die mense gaan lees bietjie Deuteronomium 28. Skryf dit neer, gaan lees dit 'n bietjie. Jy sien op die einde van die dag is dit my en jou keuse. Hier's die voorwaarde. As jy die wet kan onderhou, is daar seën op jou lewe. As jy die wet nie kan onderhou nie, is daar vloeke op jou lewe, is jou keuse.
Is almal hier. Ek weet dit is 'n bietjie taaf, maar ons moet hierdie goed hoor. Ons moet hierdie goed hoor. God se idee was nooit gewees om die mens seer te maak nie. God se plan was net seën. Ek hoor nie genoeg amens nie. Come on. God se plan was net seën, want die belofte wat God met Abraham, die verbond wat God, die bloedverbond wat God met Abraham gesluit het net seën ingesluit. Dis die vyand wat wil seermaak. Maar jy sien die probleem is, die vyand en niemand verstaan God se meestersplan nie. God se meestersplan was altyd Jesus gewees. Want hoekom? Hy het geweet die mens gaan nie by die wet kan uitkom nie. Die mens gaan nie die wet kan onderhou nie. Niemand het dit verstaan nie. Dank die Here, die duiwel het dit ook nie verstaan nie. Tot die mens verstaan dit nie. Maar wat die mens moet verstaan, is dat God het 'n verlossingsplan gehad vir ons. God het 'n verlossingsplan gehad vir ons. Hierdie verborgde plan van God. Jy sien godsdiens. Vir al die ou mense, vergewe my, ek is ook nou al 'n bietjie bejaard. Ek is net nie beswaard nie, dankie my liefie. My vrou hou my bejaard, nie beswaard nie. Jy sien, jy kry ouer mense, vergewe my, die ou klomp gryskoppe, ek het my kerk. Dis godsdiens, hoor. Die oomblik as jy kom en jy sê, ek het my kerk en ek het my predikant, dis godsdiens. Nou kry ek min amens. Dis godsdiens. Jy sien, mense dink dat godsdiens, wanneer ek 'n godsdiens beoefen, dan is ek deel van dit wat God vir my beplan. Nee, God het nie godsdiens in gedagte gehad nie, want ek en jy, of die mens het gedink, as ek aan die vereistes voldoen, en wat sê God? Hy sê nee. As jy godsdiens beoefen, en jy dink jy kan in die vereistes van die wet beoefen, jy kan dit nakom, vervloek sal jy wees, want jy gaan dit nie kan doen nie. Jy sien, dis al wat die wet gedoen het. Die wet het vereistes gevra. En die mense kom en hulle sê, Here, ons gaan dit kan doen. En ons weet dat geen mens kan by daai vereistes uitkom nie. Geen mens. Geen mens kon by daai vereistes uitkom nie. Tot vandag toe dink die mense, hulle kan. Daar's mense wat dink hulle kan. Weet julle wat vir my sleg is? Is dat ons Afrikaanse volkie is so gullible. Hallo. Ons is so gullible dat ons dink ons kan by die wet wat God ingestel het uitkom. En dis veral onder ons Afrikaanse volkie. Daar's soveel predikante en pastore wat hierdie Joodse tradisies najag en hulle sê, dis die ding. Dis nie die ding nie. Ons is vrygekoop, ons is nie van die Joodse volk nie. Amen. Come on mense. Ons moet opgewonde wees oor hierdie goed. Luister gou mooi, sommige Jode tot vandag toe, sê hulle nog steeds, Here, ons kan, maar dit is nie net die nie-Jode, dit is nie net die Jode nie, baie van die kerkmense het in hierdie vervalle tradisie ingestap en gesê, Here, ons kan, ek gaan vir jou skok vanmôre, jy kan nie, jy kan nie by die wet uitkom nie, want jy sien die doel van die wet was om jou te wys, jy kan nie, van die skepping af het die mens teleurgestel. Van die skepping af het die mens teleurgestel. Nog nooit kon die mens by dit uitkom wat die verbond aanbetref nie. Nog nooit kon 'n mens, nie eers Abraham, nie eers Abraham kon die verbond nakom wat God met hom gesluit het nie. Onthou julle, ons het laas Sondag daaroor gepraat. Nie eers Abraham kon dit gedoen het nie. Maar dank die Here. Dis nie die enigste verbond wat God met ons gesluit het nie. Ons het laas Sondag meer daaroor gesê. Maar kom ons gaan terug in Eksodus 24. Hy sê nadat die volk gesê, Here, ons sal dit kan doen. Hoor mooi, vers 8. Toe neem Moses die bloed en hy gooi dit oor die volk en hy sê, die bloed van die verbond wat die Here met julle gesluit het en op grond van hierdie woorde. Met ander woorde, julle het nou 'n verbond met God gesluit. Kan die mense verbond met God sluit? Dis net God. Hallo mens, dis net God. Dis nie die mens nie. Jy sien, Moses dink hy het iets van die verbond verstaan.
Moses dink hy het iets van 'n bloedverbond verstaan. Ek is nie heeltemal seker of hy dit verstaan het nie, maar ek dink Moses was gemanipuleer deur die volk, want Moses kon vir hulle gesê het, ouens, julle verstaan hierdie ding totaal verkeerd. Julle verstaan dit heeltemal verkeerd. En luister gou mooi, die enigste manier, ons het dit laas Sondag gesê, die enigste manier hoe God met mens verbond sluit, is as hy besluit dis bloed. Nie die mens nie. Daar's 'n groot verskil. En ek het nie tyd om noodwendig daarop in te gaan nie. Ek sê weer, geen mens kan daai verbond nakom nie. Nie eers Abraham kon dit nagekom nie. En nog steeds, daarna het die mens gekom en hy moes bloedrituele gedoen het. Nog steeds, nadat hulle verbond met God gesluit het, sê die Bybel, het hulle nog steeds verbond met God gesluit. Daar moes nog steeds diere geslag gewees het. Gaan lees die Bybel, daar moes gedurig nog steeds diere geslag gewees het, tot vergifnis van sonde vir die volk. Nog steeds. En ek dink as die mense dit sou naderhand 'n bloedbad gewees het. Want hulle verstaan nie hierdie goed nie. En weet jy wat? Daai bokke, die Bybel sê, bokke en stiere en bulle en beeste het hulle geslag tot vergifnis van sonde. Luister gou baie mooi. Nog steeds na al daai bloedmassa is daar nog steeds 'n vloek op die mens, want daai bloed het net die sonde bedek. Ons sonde is nie weggeneem van ons af nie. Maar as jy gaan kyk die verbond wat God met Abraham gesluit het en jy gaan lees in Kolossense 2, dan sien jy die bloedverbond wat God met ons gesluit het nie ons sonde weggevat nie. Hy het nie ons sonde bedek nie, hy het dit weggevat. Die Bybel sê, hy het dit van ons verwyder so ver soos die ooste van die weste, en hy dink nooit weer daaraan. Wow! Luister gou mooi, Galasiërs 3 vers 10. Het ek almal se aandag, hoor gou hier, want almal wat uit die werke van die wet is. Met ander woorde, as jy sê, ja Here, ek kan dit doen. Hoor my mooi, ek praat nie hier van denominasies vanmôre nie. Ek weet daar's denominasies wat hierdie goed lees en sê, ja Here, ons kan dit doen. Hy sê, en almal wat uit die werke van die wet is onder die wat? Ek het nie mooi gehoor nou nie. Is onder die wat? Onder die vloek. Want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat by alles bly wat die wet sê. Wat nie by alles bly wat die wet sê nie. Is almal hierso. Ek weet dit staf. Maar weet jy wat? As ons die volheid van God in ons lewe wil beleef, en ons wil sing wat ons sing, dan gaan ons onder die wet moet begin uitkom. Ons gaan onder die wet moet begin uitkom. Want Deuteronomium 27, alles wat in Deuteronomium 27 staan, as jy dit nie kan onderhou nie, is jy vervloek, sê die Bybel. Met ander woorde, jy moet by alles bly. Dis nie net een wet wat jy mag nakom en die ander hoef jy nie na te kom nie. Jy moet by alle wette bly. Die Bybel sê, daar's geen jota of geen komma wat weggevat kan word nie. As jy sê jy bly by die wet, bly jy by die wet. Dis staf, is almal okay. Moet nog nie bloei nie, ons gaan nou bloei. Almal alright. As jy kan nie net by een van die wette bly nie. Jy moet by al die wette bly. En ongelukkig is ons as mens nie in staat om dit te kan doen nie. Met die verbond wat God met Abraham gesluit het hy vir my en vir jou lewe in oorvloed in gedagte gehad. Amen. Ons het dit laas Sondag gesien. Hy het lewe in oorvloed vir ons in gedagte gehad. Nie vloek en dood nie. Nie vloek en dood nie. Die wet bring vloek en dood. Ek dink ons verstaan dit daarom al teen die tyd. Die wet bring vloek en dood. Maar die enigste manier hoe God die mens kan red van moeds en moenies en van wette en reëls is, want die mens kon dit in elk geval nie reg kry nie. God se plan, sy meestersplan was Jesus. In die nageslag van Abraham, die sterre aan die hemel, is die seëninge van God wat hy vir ons in gedagte gehad het. Nie vloek en seën, nie vloek en wette en reël. Dit wat God vir my en vir jou gedagte gehad het, is die hemelruim.
Die sterre aan die see en die sand, die sterre aan die hemel en die sand aan die see. Matteus 5 vers 17, hy sê moenie dink, sê Jesus self, hy sê moenie dink ek het gekom om die wet van die profete te ontbind nie, maar om dit te vervul. Die enigste mens wat die wette van God kon vervul, was Jesus Christus. Geen ander mens kon daai wet vervul nie. En God kom en hy sluit met ons 'n bloedverbond aan die kruis, sodat ons vry van die wet kan wees. Vers 20, Matteus 5 vers 20, hy sê, want ek sê vir julle dat as julle geregtigheid nie oorvloediger is die vir die skrifgeleerdes, die fariseërs is nie, julle nooit die koninkryk van die hemele gaan sien nie. Die fariseërs en die skrifgeleerdes het gedink dat wanneer hulle die wet onderhou, dis hulle geregtigheid, maar daar's 'n oorvloediger geregtigheid. Amen. Daar's 'n oorvloedige geregtigheid en daai oorvloedige geregtigheid is net in Jesus te verkry. Hoor gou mooi, die fariseërs en die skrifgeleerdes het gesê, ja, ons sal dit kan doen, want hulle het gedink, dis 'n bargain, ons het hierdie bargain as ons ja sê, want ons gaan al hierdie seëninge kry wat hulle nie verstaan nie, is dat is eintlik 'n vloek. Wow. En elke keer, as hulle sonde gedoen het, oom Willie, dan moet hulle 'n dier slag. Hoekom? Julle bly dan by die wet. Hoekom wil julle 'n dier slag en dit word naderhand word dit 'n bloedmassa van al hierdie diere wat hulle moet slag, want hulle weet hulle gaan nie by die wet kan hou nie en hulle weet hulle is sondige mense, dit is sondige natuur en nog steeds sê hulle ja, ons gaan dit kan doen. En Jesus sê, ek het gekom om die wet te vervul. Ek het gekom en ek het julle losgekoop van hierdie vloek. Ek sê weer, die enigste mens wat sy voet op hierdie aarde gesit het, die enigste mens was Jesus Christus gewees het. En hy het die eis volgemaak. Hy was tot die dood toe. Die Bybel sê in Filippense 2, hy was tot die dood toe, was hy gehoorsaam gewees aan die wet van God. Die wet het hy op hom geneem, sodat ek en jy vry kan wees. Wow. Galasiërs 2 vers 12. Hy sê, maar die wat die wet is nie uit die geloof nie, maar die mens wat hierdie dinge doen, wat die wet probeer nakom, sal daardeur lewe. Met ander woorde, as jy 'n wettiese mens is, gaan jy volgens dit geoordeel word. As jy volgens die wet wil leef, gaan jy volgens die wet geoordeel word. Dis jou leefstyl. En ons gaan geoordeel word op grond van ons leefstyl. Die oomblik toe die volk sê ja, toe sê God, okay, ek gaan julle oordeel op grond van daai leefstyl. Mag die Here ons help. Daar's opregte mense wat dink, wat so probeer leef, maar ek wil amper so ver gaan om te sê hulle is opreg verkeerd. Vers 11. Galasiërs 3 vers 11, hy sê, en dat niemand, kan ek vra dat ons weer graad 1 word, asseblief, kan jy saam met my sê niemand, en dat niemand deur die wet by God geregverdig word nie. Dis duidelik. Hallo, kerk? Niemand. Want die regverdige sal deur wat leef? Ek het dit nou nie mooi gehoor nie. Geloof. Kan ek sê geloof alleen lewe? Woordjie byvoeg, woord geloof alleen lewe. Vers 13. Hy sê Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet. Die Bybel sê dat niemand deur die wet geregverdig by God kan word nie. Die wet bring vervloeking. Maar iemand het dit namens ons gedoen, Jesus Christus. Wat het gebeur? Hy het vir ons 'n vloek geword. Hy het vir ons 'n vloek geword, want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat aan hout hang. Luister, nie om die wet te ontbind nie, om die wet te vervul. Die wet is nog steeds van toepassing. Luister gou mooi, as jy iemand vermoor het, die wet sê jy mag nie vermoor nie, maar as jy iemand vermoor het, is daar konsekwensies. Jy kan vergifnis vra en Jesus sal vir jou vergifnis gee. Dit klaar op ons bewerkstellig in die kruis. Maar as jy dit gedoen het, is daar nog steeds konsekwensies. Hoekom? Daar's 'n wet. Is ek reg as ek dit sê? Ons almal verstaan dit, nê? Nee. Luister gou mooi. Die wet is om vir ons te wys
dat ons enigste geregtigheid by God is in Jesus Christus. Dis die enigste wet. Dis die enigste ding wat die wet doen. Jesus sê, ek is die weg en die waarheid. En niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Nie die wet is die weg en die waarheid nie, Jesus. Jesus is die weg en die waarheid. Nie die wet nie, nie godsdiens nie, nie jou predikant nie jou kerk nie, Jesus. Come on mense, Jesus. Net Jesus, vers 14. Sodat wat? Sodat die seun van wie? Van Abraham. Die sterre aan die hemel. Come on, hoe opgewonde is jy dat die seun van die sterre soos die sterre in die hemel deel wees van jou lewe? Sodat die seun van Abraham, dit wat hy gekry het op grond van sy geloof, na die heidene toe kan kom in Jesus Christus en dat ons die belofte van die Gees deur die wet kan ontvang. Skus, julle moet my vergewe. Ek weet ons is nie in graad 1 nie. Vergewe my asseblief, maar ons moet 'n paar goed hoor vanmôre. Jesaja 53 vers 5, hy is terwille van ons oortredinge deurboor, terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf. Hallo. Die straf. Die wet bring straf. Die moets en die moenies en die wette en die reëls. Die straf, daai goed was op hom. Hoekom? Sodat ons wat kan kry? Vrede van God. Kan ek jou 'n bietjie vra, leef bietjie in vrede asseblief? Hou op om na wette en reëls te jaag en verstaan, ek het die vrede van God in my. Weet jy wat, ons moet hierdie goed begin praat, sodat ons dit kan, en wanneer ons dit hoor, dan wek dit, prys die Here. Come on. Ons moet hierdie goed luister. Hierdie goed is die goed wat my opgewonde maak. Luister, Jesus se bloed het vir my en vir jou gevloei, sodat ons 'n reg voor God kan hê. Kan ek gou vanoggend ietsie vir jou vra? Hou op om te sê die duiwel is los. Ek het dit al 100 maal gesê en ek wil dit die 101ste keer sê. Hou op om te sê die duiwel is los. Is dit reg so? Ek wil nie pakslaai deel nie. Ek wil hê ons moet leer, ons moet begin hoor. Hou op om te sê die goed jaag my en die goed wil my nie los nie. En hou op om te sê ek kry swaar. Hou op om te sê ek weet nie wat om te doen om God se aandag te kry nie. Hou op om dit te sê want Jesus. Oh, come on. Luister, Jesus het vir ons die straf gedra. Hou op om gestraf te voel. Daar's nie 'n vloek op jou nie, hoor. Daar's nie 'n vloek op jou huis nie. Daar's nie 'n vloek op jou finansies nie. As jy dit sê, glo jy dit? Hallo? Hou op om dit te sê. Sê daar's 'n seën op jou lewe. Want Jesus het dit vir ons bewerkstellig. Ons moet dit begin glo. Ons moet dit begin praat sodat ons dit kan hoor. En wanneer ons dit hoor, dan wek dit geloof. Mense, ons moet begin lewe, praat oor ons eie lewe. Hou op om die wet te probeer nakom. Jy gaan dit nooit in jou lewe reg kry nie. Ek sluit af. Galasiërs 3 vers 29. Ek is ver oor my tyd. Japes, jy moet maar vir my genade hê asseblief. Galasiërs 3 vers 29. Hy sê, en as julle aan Christus behoort, is julle die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename. Wat was die belofte? Die seun, soos die sterre aan die hemel, en die sand in die see. Weet julle wat doen die vyand? Hy steel ons vreugde. Want ons moet dit, en ons moet dit, en ons moet dit, en ek moet dit, en ek moet daar, en ek moet dit, en ek moet, en hou op moed, en begin leef. Kan ek dit weer sê? Karel, hou op moed en begin leef. Ek wil net vir die persoon langs jou sê, hou op moed en begin leef. Sê dit vir haar Wielik. Hou op moed, Nico, en begin leef. Mense, come on. Weet julle wat? Ek dink ons is besig om onsself dood te praat. Hou op die dood praat, man. Vra vir Nico het 'n petrolstasie. Jy betaal nog steeds R100 vir R100 se brandstof. Ek jokkie as ek dit sê nie. Dit is nog steeds so. Dit het nog nooit verander nie. Maar weet jy wat? Ons staar ons blind in die gemors van die wêreld.
Terwyl ons hier in hierdie ou kontinentjie hierso leef en ons het die seën van die Here op ons lewe, is ons besig om te kyk na die wêreld daar buite en dan sit ons in sulk oor wat daar buite gebeur. Luister, God het jou geseën met die seëninge soos in die hemel, die sterre in die hemel en die sand aan die see. Begin dit praat en begin dit leef. Hou op jy dood praat, man. Al die seëninge in hierdie hemele is aan my en jou toegesê. Hoe? Op grond van 'n bloedverbond in Christus Jesus. 1 Johannes 1 vers 7, hy sê, en die bloed van Christus, sy seun, nie die wet nie. Nie die wet nie. En die bloed van sy seun, Jesus Christus, nie die wet nie, doen wat? Reinig. Raak nie, smaak nie, roer nie aan nie. God help ons. Ons moet begin leef. Sonde ontneem ons van al hierdie seëninge, maar ek dank die Here vandag vir die bloed van Jesus. Want jy sien, die vyand wil ons aankla, maar die klag is eintlik op hom. Is nie op ons nie. Galasiërs 2 vers 21. Ek verwerp nie die genade van God nie. Luister mooi. Ek verwerp nie die genade van God nie. Die feit dat jy vanoggend hierso sit is wat? Is die genade van God. Is genade, is genade, is genade, is genade. En wat doen dit? Dit gee my geregtigheid. Hy sê, want as daar geregtigheid deur die wet was, dan het Christus te vergeefs gesterf. Weet jy wat? As ons leef op grond van die wet, dan kruisig ons Jesus weer. Baie belangrike teksvers. Hoor gou baie mooi. Baie belangrik. Jy kan 'n nota maak en op jou yskas plak, so groot. Hoor mooi. Julle wat geregverdig wil wees deur die wet, is losgemaak van Christus. Julle wat geregverdig wil wees deur die wet, is losgemaak van Christus. Julle het van die genade verval. Eina. Ek wens ek kan hierdie teks net met 'n klomp mense deel. Kom sit hier voor my en sê vir my wat jy anderster sien in hierdie teks. Wat sien jy anderster? As ons net begin verstaan dat Jesus vir ons lewe in oorvloed bewerkstellig het, gaan ons ophou om die wette te probeer najag en te probeer om God se aandag te soek. Hou op om God se aandag te soek. Jesus het dit klaar vir ons gekry. Ons moet dit net begin leef. Galasiërs 3 vers 6. Hy sê net soos Abraham in God geglo het en aan hom geregtigheid gereken. Luister gou mooi. Jy hoef niks te doen nie. Al wat jy moet doen is glo. Dis al. Het jy rocket science nodig om te kan glo? Nee. Jy chopper pilot license nodig om? Nee. Glo net. Galasiërs 3 vers 12 sê, as jy die wet wil najag, gaan dit jou leefstyl wees. Wat gebeur dan? Dis die vloek. Dis vloek. Vers 13, as jy geloof najag en dis jou leefstyl, sal jy die genade van God beleef deur dit sal lewe en oorvloed bewerkstellig vir jou en vir jou gesin. Ons moet ons kinders hierdie goed leer. Mense, come on. Ons moet ons kinders hierdie goed leer. Abraham het God geglo, dit was sy leefstyl. Al wat ek jou vandag vra, glo. Glo in wat? Glo in dit wat Jesus Christus vir jou aan die kruis gedoen het. Hou op om die wet te soek. Die oomblik as jy sê, amen, het jy moeilikheid. Ek sê dit met respek vandag. Jy het moeilikheid. Want dis Jesus, is die enigste een wat die wet kon vervolmaak. Dis die enigste persoon. Wat sê Jesus? Ek is die wynstok. Julle is die lote. As jy in my bly, en ek in jou, sal jy veel vrug dra. En weet jy, 'n boom wat gemaklik is, 'n boom wat rustig is, 'n boom wat in sy seisoen funksioneer, dra vrug. En ons dan dra ons vrug vir wie? Vir die ou wat verbyloop. As jy onder die wet loop, as jy onder die wet funksioneer, dan dra jy nie vrug nie, jy dra dood. Jy dra vloek. Maar vrug gee lewe. En die enigste vrug wat lewe gee is in Jesus Christus. Is almal reg? Kom ons staan op ons voete. Gaan vir ons gemeente 'n gebed doen. En dan gaan ons laaste lied saam sing. Ons is nog in ons tyd. Ek wil jou vanmôre vra. Ek weet dit was nie vanoggend maklik om te hoor nie.
Moontlik is hier 'n paar ouens wat rooi is om die kraag, warm is om die kraag. Dis oukei. Dis oukei. Al wat ek weet, ek het gedoen wat die woord sê ek moet doen. Die Heilige Gees het my opdrag gegee. Oor 2 Sondae gaan ons aan. Moenie daai boodskap mis nie. Ek gaan jou vra wie is jou ma? Los dit net daar, gaan nie verder praat. Maar hoor gou mooi. Ek wil jou vra in die naam van Jesus. Kom weg van moeds en moenies af. En begin leef. Want weet jy wat? Miguel, God het ons op hierdie aarde geplaas om te leef. En hoe leef ek? Ek leef met lewe en oorvloed in my. En die mense wat by my verbykom sê, Jesus, ek leef wat jy het. Maar as ons onder die wet staan, het ek nie wat ander mense wil hê nie. Ek het dit nie. Ons moet begin vry word in Jesus Christus. Ons moet begin vry word en ons moet begin verstaan dat dit wat Jesus vir ons gedoen het, verdien ons nie. Die geregtigheid by God is genade. Is genade. Nie wet nie. Die geregtigheid by God, geloof. Dis genade. Vader, ek wil bid vir ons gemeente vanmôre. Ek weet, Here, dat sommige kere dan kom ons agter ons verval in hierdie wetlike ding. Vergewe ons. Ons wil altyd iets doen om net God se aandag te kry. Ek wil vanmôre bid, Here, dat U ons sal vergewe. Maar dank die Here vir die Heilige Gees wat in ons is, ons unfair advantage, wat ons kan herinner, dat daar 'n koning, wat vir ons gesterf het aan die kruis. Ek hoef nie te sterf nie, my ou mens het gesterf in hom, hy leef nou in my, en hy is die een wat my voorspraak doen by God die Vader, en dis wat my geregtigheid gee voor God, en ek dank die Here, dat ons vandag kan weet, ons is in hierdie wêreld as gevolg van dit wat Jesus vir ons gedoen het. Ons is nie vreemdelinge ten aansien van die verbonde nie, want Jesus het ons nie vreemdelinge gemaak nie, maar het ons kinders van God gemaak. En dankie Vader, ons is in hierdie wêreld op grond van die genade van God, en dit gee vir ons lewe in oorvloed. En ons dankie daarvoor. Kan ons die Here lof offer gee? Dankie Here. Dankie Here. Dankie Here. Dankie Here.